Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Want my juk is draaglik en my las is lig. In Lukas 5 vers 27 tot 39 sien ons 3 momente wat iets verklik van wie Jesus is, maar ook iets verklik van wat Jesus verstaan rondom God se koninkryk. So terwyl ons nou so stuk vir stuk deurtrap, wil ek jou uitnooi om raak te probeer hoor wat elke deel verklik oor God se koninkryk. Die eerste paar verse van vers 27 af lees ons. Hierna het Jesus buitentoe gegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, volg my. En hy het alles net so gelos, opgestaan en hom gevolg. Levi het 'n groot feesmaal vir hom in sy huis gehou, waar 'n klomp tollenaars en ook ander mense saam met hulle vir ete aangeleen het. Die fariseërs en veral die skrifkenners onder hulle het by sy disippels gemor. Waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? Jesus het hulle geantwoord. Gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Jesus se bediening is soveel meer radikaal as wat ons baie keer dink. Jesus roep 'n tollenaar vir Levi en gaan aan huis saam met hierdie tollenaar en eet saam met tollenaars en sondaars. Nou as jy sondaar of iets meer spesifiek soos tollenaar in die Nuwe Testament lees, wil ek jou eintlik uitdaag. Ja, aan die een kant is dit hierdie groep mense wat 'n klomp sonde gepleeg het, 'n klomp slegte dinge dalk aanvang, maar 'n groot deel daarvan het baie minder te doen met die sonde spesifiek en die feit dat hierdie mense uitgeskuif word. Sondaars was baie keer die mense wat die fariseërs en so aan amper op neergekyk is, uitgeskuif is omdat hulle nie 'n klomp wette onderhou nie. Die vraag natuurlik is wanneer hierdie wette, of hierdie wette van God afkom, of sommer net wette is wat die fariseërs verder uitgedink het, maar die punt is, wanneer jy lees sondaar, dink dit vir 'n oomblik, in plaas van om net die oordelingsidee van sondaar te sien, dink dit vir 'n oomblik, iemand wat uitgeskuif is deur die samelewing en deur die godsdienstige sirkels. Jesus se bediening is soveel meer radikaal as wat ek en jy oor die algemeen dink. Sien, Jesus wat vir Levi roep, Jesus wat aan huis gaan saam met die tollenaar en saam met 'n klomp sondaars eet, bevestig iets van die manier wat Jesus God se koninkryk verstaan. God se koninkryk is nie in die eerste plek oop vir die wat die wet onderhou en baie trots en regverdig voel oor hulle self nie. God se koninkryk lyk of dit in die eerste plek bedoel is vir die wat besef hoe vuil en siek en stikkend en gebroken hulle is, en dan in daai besef hulle afhanklikheid erken en hulle self bekeer. Jesus se bediening kom lei 'n koninkryk van God in, wat oop is vir die wat gebroken en stikkend en sondaars is, wat dit erken, bely en bekeer. Dis die mense wat Jesus roep. Daarom dan ook Jesus se bitsige woorde. Gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Sien, Jesus sê hiermee, Jesus het nie gekom vir die wat onafhanklik en selfstandig oortuig is dat hulle gesond is nie. Jesus het nie gekom vir die wat glo dat hulle in hulle self regverdig en geregtig en gesond is nie. Jesus het gekom vir die wat besef hoe gebroken en afhanklik hulle is. Vir die wat gereed is om te bekeer en te bely, vir die wat gereed is om te verander en te groei. Jesus roep juist die wat in hulle gebrokenheid gereed is vir verandering en groei. Nie die wat selfregverdig voel nie. Daarom wil ek jou dan ook vra, is jy siek, gebroken en afhanklik? Of is jy gesond en heel en onafhanklik? Sien, Jesus sê 'n klomp belangrike dinge oor wie siek is, wie nou juist dink hulle is gesond, wie wel gesond is, wie geroep word en wie op die einde van die dag sal deel het aan God se koninkryk. Maar na hierdie deel van
die wat siek is en die wat regverdig is en die wat hy roep, kom daar volgende gedeelte. En hier raak dit belangrik hoe hulle iets van fees en vas verstaan. Ons lees verder. Die mense het vir hom gesê, Johannes se disippels vas en bid gereeld en die Fariseërs se disippels ook, maar u disippels eet en drink maar voort. Jesus het hulle geantwoord, julle kan tog nie die bruilofsgaste laat vas terwyl die bruidegom by hulle is nie, maar daar kom 'n tyd wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word, dan, in daardie dae, sal hulle vas. Nog 'n plek waar die koring van die kaf geskei word. Behoort ons te vas of behoort ons fees te vier? Beide. Maar hierso is Jesus weer eens nie besig om die oppervlakkige vraag aan te spreek nie. Dit gaan nie hier oor of dit reg of verkeerd is, reg of sleg is om te vas nie. Jesus spreek weer eens die hart van die saak aan. As jy vas omdat jy oulik oor jouself wil voel of om vir mense te wys dat jy gehoorsame gelowige is, dan mis jy die punt. Jesus bevestig dat sy disippels wel sal vas wanneer hy weggaan. Daarom lê daar wel waarde in die oorweging om op een of ander manier vas deel van jou lewe te maak. Ons het nodig om onsself te herinner met iets so tasbaar soos vas aan Christus se lyding, Christus se kruisiging, Christus se afsterwe, voor ons uiteindelik vier dat Christus opgestaan het, dat Christus se verlossing vir my en jou genoeg is en dat Christus oorwin het. So ja, ons het die vas element nodig, maar die onuitputbare bron van vrede en vreugde wat ons in Christus vind, is baie belangriker. En daarom behoort die hoof fokus oor die algemeen nog steeds te wees feesvierende dankbaarheid. Uit die aard van die saak is dit ook hoekom ons van die nagmaal praat as die nagmaal wat saam gevier word. Ons pad saam met Jesus behoort nie 'n somber, ingekeerde en oorvrome tipe pad te wees nie. Ons pad saam met Jesus behoort ook nie 'n selfgeregtigheids of 'n selfregverdigende tipe van 'n self-righteous pad te wees nie. Ons pad saam met Jesus behoort hierdie mooi, diep afhanklike balans te wees tussen feesviering, dankbaarheid, bekering en 'n hoop op vernuwing in Christus. Dit is waaroor ons op pad saam met Jesus behoort te gaan. En daarom wil ek vir jou nog 'n stel vra. Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou op pad wees saam met Jesus? Is dit 'n somber, ingekeerde, selfgesentreerde tipe pad? Of is dit 'n feesvierende, afhanklike, deelnemende en Christus gesentreerde tipe pad? Dit bring ons dan uiteindelik by die kruks van die saak. Die ou en die nuwe. Daarom lees ons verder van vers 36 af. Hy het vir hulle nog 'n gelykenis vertel. Niemand skeer 'n stuk materiaal uit 'n nuwe kledingstuk en werk dit op 'n ou kledingstuk vas nie. As mens dit doen, sal die nuwe kledingstuk skeur en boonop sal die nuwe stuk nie by die ou kledingstuk pas nie. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie, anders sal die nuwe wyn die leersakke laat oopbars. Dan sal die wyn uitloop en die sakke sal tot niet gaan. Nee, nuwe wyn behoort in nuwe leersakke gegooi te word. Boonop het niemand wat ou wyn gedrink het lus vir nuwe wyn nie. Die oue smaak goed, sê hy. Hierdie is nou nie 'n kwessie van die waarde van verouderde wyn nie. Jesus kom spreek die selfgeregtigheid en gemak van die Fariseërs direk aan en kom sê eintlik baie eenvoudig dat dit onmoontlik is om die koninkryk van God aan te gryp as ons so vashou aan ons gemaklike geloofsoortuigings en godsdiens. Dit is onmoontlik om God se koninkryk vas te gryp terwyl ons godsdienstige en ander koninkrykies vas probeer hou. Die koninkryk van God, waarvan Jesus se bediening uit en uit weer en weer getuig, is nie die tipe koninkryk wat ons kan aanlas aan ons huidige lewe nie. Dit is nie 'n add-on tipe koninkryk op grond van wat reeds in ons lewe belangrik is en aan die gang is nie.
As jy met een voet in jou eie koninkrykie probeer staan en met een voet in God se koninkryk, is dit regtig 'n resep vir 'n gemors. Dit is die tipe goed wat veroorsaak dat wynsakke skeur en dat goeie nuwe wyn tot niet gaan. Dit is so goed as om 'n nuwe hemp te koop, bloot om hom op te sny sodat jy lasdele het vir al jou vuil en ou hemde. Onprakties, onsinvol en eenvoudig nie reg nie. Ons almal weet dit. Ons almal stem nie meer saam. Ons kan nie gedeelde prioriteit of halwe aandag gee aan God en God se koninkryk nie. Tog het ons almal 'n klomp blinde kolle in ons eie lewe wat ons miskyk, maar wat iets verklik van die mate waartoe ons nog steeds met gedeelde prioriteite hierdie storie aanpak. Ons werk met 'n tipe van 'n compromise koninkryk beginsel, waar ek soveel as moontlik van my eie lewe probeer compromise om God se koninkryk deel van my lewe te maak. In plaas van om eintlik ons koninkrykies tot niet te maak ter wille van God se koninkryk. Nou ek besef die manier hoe ons dit doen is nie elke dag so maklik nie. Maar ons moet wegkom van die leuen wat ons van onsself vertel en die rasionalisering wat ons toepas om te sê dat dit is oukei om hierdie compromise te hê. Ons gebruik nie noodwendig die woord compromise nie, maar op die einde van die dag is dit wat dit is. Hierdie compromise tussen al my koninkrykies, al die dinge wat vir my belangrik is, en God se koninkryk. Ons moet verby hierdie compromise tipe mentaliteit kom. Nou om dit verder te kroon wil ek julle terugvat na Jesus se eerste bitsige opmerking. Gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Deel van die probleem van ons blinde kolle is dat ons blinde kolle gewoonlik, regtig oor die algemeen, ons half laat dink dat ons eintlik redelike, goeie, regverdige, opregte mense is. Ons blinde kolle maak ons oortuig dat ons soort van gesond is. Dan besef ons nie hoe siek en hoe gebroken ons werklik is nie. Selfs waar jy nou sit en dalk vir jouself sê nee, ek is gebroken, ek het seer, ek maak stikkend en ek is stikkend en ek het God se genade nodig. Selfs daai belydenis kan so deurspek wees met blinde kolle, dat dit 'n eie stuk vroomheid of selfgeregtigheid raak. Dat ons selfs in ons skuldbelydenis vir onsself begin lieg. Dat dit maar so deel van ons godsdienstige optrede raak, of gewoonte in die negatiewe sin van die woord raak. Om te maak of ons erken en bely dat ons skuldig en sondig is, maar eintlik diep binne onsself dink ons is gesond. Dink ons kom soort van goed reg en ons is onafhanklik. Christus het nie gekom om die regverdiges te roep nie, maar die siekes tot bekering. Kom ek onderbreek myself op hierdie punt. Of jy nou alleen by die huis sit, of jy dalk hierdie video kyk terwyl jy kos maak, of daar mense saam met jou is wat dit kyk, pause die video net vir 'n oomblik en vra jouself net die volgende vraag af, of bespreek dit dalk in die groep waar julle saam is. Waar hou ek vas aan my eie lewe? Wat is vir my belangriker as God? En vra ook vir 'n ander persoon, wat dink jy is 'n blinde kol in my lewe? En waar kan ek die nuwe klere van Jesus in die volgende week aantrek? Deur hierdie nadenke of hierdie gesprek, besef ons die genade van God drie-enig. God die Vader het alles geskep om in 'n liefdevolle verhouding met die skepping te kan leef. God die Vader het die Seun gestuur om siekes soos ek en jy tot bekering te roep. En die Vader en die Seun het die Heilige Gees gestuur, nie net om ons toe te rus en te bemoedig nie, maar om ons te help om bewus te raak van ons tekortkominge, om bewus te raak van God se genade, juis sodat ons in staat is om tot bekering te kan kom en voluit in hierdie verhouding met God vir God se eer en God se koninkryk te kan leef. Deur God drie-enig het ons deel aan die liefde van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. God roep jou, God roep ons juis omdat ons siek is. God roep ons as siekes tot bekering, sodat ons saam met God in verhouding met God die nuwe wyn kan proe, die nuwe klere kan aantrek en vanuit hierdie verhouding deur die kragtige werking van die Heilige Gees verander en vernuwe kan word, sodat ons wel
saam met God, in verhouding met God, deur die genade van God, heel en gesond en regverdig kan wees. Amen.